As u in u gedagtes met dinge in die kop rondloop wat maal in u gedagtes, dink u die Here weet nie wat 'n hartseer elkeen van ons alles deurmaak in die lewe nie? Of dink u dat hy weet, maar geen meegevoel het oor hierdie saak nie? Of dink u dalk dat hy genadeloos is, want dis hy wat dit tog bewerk? Die feit is, die Here openbaar homself as 'n lewende redder wat meegevoel het met elkeen van ons se pyn en ook self daarmee moet saamlewe. Hy openbaar hom as die een wat reeds die dood oorwin het en wat ook deur die dood gegaan het om dit te kan oorwin. Ons herdenk juis vandag daardie geleentheid waar hy te sterwe gekom het, waar hy in 'n graf neergelê is. En Sondag het ons die voorreg om te sien hoe hy die dood vir ewig oorwin het. Die betekenis van hierdie brief is eenvoudig. Die Here weet van al ons smarte, maar hy bly ons bemoedig. Hy wil hê ons moet weet en glo dat die smarte 'n grens het, wat dit nie kan oorsteek nie. Maar ons gaan deur sy verdienste daardie punt verbysteek, en dan gaan ons sonder hartseer en smarte daar in die ewige troon saam met hom wees. Ek wil hê ons moet net gou 'n oomblik stil staan by die gemeente van Smyrna. Ons weet nie presies wanneer hierdie gemeente ontstaan het nie. Dis moontlik dat die evangelie in Smyrna verkondig is in daardie paar jaar toe Paulus reeds daar in Efese gebly het. Want Lukas skryf in Handelinge 19 vers 10 dat die inwoners van die groot provinsie Asië in daardie dae die evangelie gehoor het. Verskoning. Smyrna word nie daar by naam genoem nie, maar ons aanvaar dat dit 'n moontlikheid was dat die stad toe met Christendom vir die eerste keer kennis gemaak het. Soos jy sal onthou, daar was 3 groot stede wat in die Bybelse tyd met mekaar gewetwywer het om die mooiste en die belangrikste stad in Asië te wees. En hulle was Pergamus, Efese en dan ook Smyrna. Smyrna het hierdie stryd gewen. En daar is op hulle geldstelsel die sin aangebring dat Smyrna die eerste in grootte en skoonheid is. Dit was dus 'n groot en 'n mooi stad, en daarbey was dit 'n geweldige ryk stad. Smyrna het 'n baie groot hawe gehad wat baie verkeer gedraai het wat na die ooste beweeg het. Dit was dus 'n handelsstad by uitnemendheid, omdat dit soveel see en landverbindinge gehad het waarmee daar handel gedryf kon word. Maar die gemeente self het nie die kenmerke van hulle stad gehad nie. Die gemeente was eintlik brandarm mense. Kan jy hier vir een oomblik indink hoe ondraaglik dit vir die gemeente was om arm te wees in 'n stad waar alles aan geld en vertoon gemeet word? Kan jy dink hoe dikwels moes een van die gemeentelede homself afgevra het, is dit alles die moeite werd? Is dit nie dalk gek om deur soveel pyn te gaan ter wille van Jesus Christus nie? En dalk is daar vanoggend van u wat hier sit, dalk is daar vanoggend verskoning, van diegene wat hierna na die opname luister, wat dalk ook so voel, is dit die moeite werd? Is dit nie te gek om waar te wees, dat ons soveel tyd en moeite doen vir ons Here Jesus Christus nie? En nou kom ons by die saak waaroor dit eintlik gaan hier in Openbaring 2. Die Here Jesus Christus is die moeite werd om as God aanbid te word en hom te dien. Want dit is geen geheim dat Christen wees baie ellendes veroorsaak nie. As een ek maar luister na wat in die wêreld aangaan en hoeveel gelowiges daar is wat op hierdie oomblik besig is om gemartel te word, dalk op hierdie oomblik besig is om te sterwe omdat hulle nie bereid is om God te verloon nie.
baie van ons wat deur die geloof gedwing word om onder sekere omstandighede nie met sekere dinge te meng nie, terwyl ons weet dat dit ons sosiaal baie skade kan aandoen. Vra maar vir die kinders in die skole. Daardie een wat standvastig is in die geloof, word die spot van die skool. Daar is gelukkig nog baie ouers wat huil oor hulle kinders se ongehoorsaamheid. Hierdie ouers sou nie gehuil het as hulle nie ongelowig was nie, want ongelowiges steur hulle mos min aan skande of sonde. Hulle skaamte word juis gebore uit hierdie liefde vir dit wat by God reg is. Ouers wat hulle skaam oor kinders wat nie meer lewe soos wat die woord van God van hulle vra nie. En teen hierdie agtergrond klink die Here Jesus Christus se woorde in vers 8 waar hy homself aan ons bekendstel. Hy sê, ek is die eerste en die laaste. Met ander woorde, hy sê vir een van my, hy het mag oor lewe en oor dood, want hy het die dood oorwin. Hy het dus ook die krag en die mag om ons in ons lewensstryd te laat oorwin. Hierdie hartseer en arm gemeente moet eintlik maar net opkyk na die Here. Hy voer hulle by by hulle stryd en hulle lyding verby. Hy lei hulle na die ewige lewe toe waar hy is. Hy het die smarte en die dood omskep in die ewige lewe, vreugde en heerlikheid vir elkeen wat glo. Ons is ook soos die gemeente wat in vers 9 beskryf word, omdat ons ook kerk van die Here is, omdat ons ook uitverkorenes is, daarom geld die troos van die brief ook vir elkeen van ons. Dit is die groot troos waarvan die Here praat in hierdie gedeelte. Ware kinders van die Here, werklike liefhebbers van God en sy woord, word deur die Here Jesus Christus liefgehê en beskerm. Hy kyk by die tweede dood nie die hel in die gesig nie, maar die hemelse, die ewigheidse poorte se gaan vir hom oop. Daarom is daar groot rykdom daarin, as jy al die verdrukking oor jou beleef. Natuurlik preek dieselfde vers ook oordeel oor die sogenaamde kerkmense, wat allerhande kwaad oor die ware gelowiges werk en praat. Die Here gebruik geen sagte woorde vir hulle nie. Hy noem hulle by die sinagoge van die Satan. Onthou tog dat hierdie brief aan Smyrna vir kerkmense geskryf word. Die Here praat hier van 'n sinagoge, met ander woorde, hy bedoel die plek waar die Here aanbid word. Maar vir die valse gelowiges praat hy van die sinagoge van Satan. Dit is dus mense wat voorgee dat hulle God aanbid, maar met 'n verkeerde lewe medegelowiges leed aandoen. Dit gaan oor mense wat maak asof hulle die Here aanbid, maar hulle lewe kom nie ooreen met dit wat hulle woorde sê nie. Daarom bevestig die Here vir ons in vers 10 sy genade oor die ware gelowiges. Hy sê daar, en dis ook ons tema vir vanoggend, vrees vir niks wat julle sal ly nie. Die Here gaan nie die dinge wat lyding veroorsaak verwyder nie. Hy sê in sy woord, in die laaste dae sal daar swaar kry wees. Trouwens, die Here onderstreep dit dat daar baie lyding oor die gelowiges gaan kom. My liewe broer en suster, die vraag vanoggend is ek en jy bereid verskoning, is ek en jy bereid om op te staan vir ons geloof wanneer dit op die keper gedryf word? Of gaan ek en jy dan liewer stil swaaieend, maar weer die stroom nagaan, sodat ons niks oorkom nie? Hy lê klem op die wese wat al hierdie ellendes bewerk, naamlik die duiwel. Hy sê, kyk, die duiwel gaan sommiges van julle in die gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel gaan word. Ons leef en ons oorleef
die tyd van verderf. Dit wat God ons gee, is langer en meer duursaam as die Satan se werke en die gevolge daarvan. Die Satan is so begrens deur die Here, dat hy nie eers self kan besluit hoe lank hy die gelowiges dan wil verdruk nie. Die vervolging word afgesluit met die kroon van die lewe wat ons van die Here Jesus Christus ontvang. Met ander woorde, koningskap om met lewe te regeer oor die dood en die verderf. Jy weet in die woord sê, of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Die vraag is, het jy al jou lewe vir die Here gegee? God het sy seun gegee, sodat ek en jy kan lewe. Het jy al jou lewe vir God gegee? Die Christusprediking van hierdie gedeelte is dat die Here Jesus self hier leer dat hy gaan sterf omdat hy oor ons bewoë is. Sy opstanding is om die lewe te verwerf en om dit uit te deel vir elkeen wat hoor, maar ook gaan lewe dit wat God vra. Sy wederkoms is om te vervul dit wat hy beloof het. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, en ek sien vele besoekers, nuwe gesigte, van sommiges ken ek, sommiges nie. Die boodskap van die Here is dat u geen lyding hoef of moet vrees nie. Want alle lyding oor ons is tydelik en dit is begrens. Selfs Satan is deur die Here begrens. Hy kan nie net doen wat hy wil nie. Lyding breek nie saam met ons deur in die ewigheid in nie. Dit bly hier agter en word uiteindelik by die wederkoms saam met die Satan en sy magte in die hel gegooi. Wees getrou tot die dood toe, want met die dood verander ons stryd en ons hartseer in die lewe van 'n koning wat saam met God leef in volmaaktheid. Dan word u en ek koningskinders en ons kan lewe saam met Jesus Christus aan die regterhand van God. Het jy jou lewe al vir God gegee? Amen. Kom ons bid saam. Troue en almagtige God en Hemelvader, wat 'n wonderlike geleentheid om die dood van ons Here Jesus Christus te kan vier met daardie wete dat hy opgestaan het. Dankie almagtige God, drie-enig, dat u bereid was om u seun aan 'n kruis te laat hang, dat u in die eerste plek bereid was om hom mens te laat word, om gespot, gemartel, gegeesel, gespuug te word. Dankie dat hy vir ons die volmaakte voorbeeld gestel het van hoe ons elkeen moet lewe. Here, as ons dink aan daardie dag wat ons vandag herdenk, dan vul dit ons met afgryse om te dink dat mense 'n ander mens so kan hanteer. Maar Here, dan jubel en dan juig ons ook dat u om daardie krag en die genade en die wysheid gegee het om alles te deurstaan. Ja, Here, om deur te druk, gehoorsaam te wees tot die dood toe. En daarom pleit ons vanoggend, Here, as ons nog nie ons lewens vir u gegee het nie, as ons nog nie bereid is om gehoorsaam te wees tot die dood toe nie, dat u met u gees in elkeen van ons sal kom werk, dat u ons sal kom verander, vernuwe, dat as die tyd van swaar kry aankom, dat ons nooit sal twyfel van u teenwoordigheid nie, dat ons nooit sal vrees om te ly dit wat u oor ons pad bring nie. Want ons weet u is die Almagtige, u is die koning oor die konings, die God oor al die gode van die wêreld. Ons aanbid u in diepe afhanklikheid, met danksegging en met aanbidding, in Jesus Christus se naam. Amen.